Hier is vir my die grootste wonder van ons wit bloedselle. Dis waar jou DNA lê. Daai DNA, vir die wat nou worry oor bloedskenk en die ou mense wat glo as jy nog 'n bloedoortapping kry, dan kry jy 'n ander ou se geite en gene in die neertjie en wat. Jou wit bloedselle waarin jou DNA lê, is eie aan jou. Hulle kan met daai wit bloedselle zots, hasigalo, niks, meer doen. So die ouens wat bloed skenk, hulle haal die wit bloedselle uit en het word vernietig, op watter manier ook al. Daai hele weermag van wit bloedselle, elkeen van hulle het jou volle DNA in. En daai DNA van jou kan niemand niks meer maak nie. Dis nou die naaste wat ek aan humanisties gaan kom. En dis so wonderlik, die Here vir ons sê, hy het ons kosbaar gemaak en hy het ons naam, ons DNA in sy handpalm geskryf. Elke ene van ons het daai unieke DNA. Ek het hier vir hierdie kinders gestaan en kyk, toe figure ek uit, daai ene lyk vir my na 'n ventertjie, daai ene lyk vir my na van Sail, daai enetjie lyk na van 'n merwe, daai ene lyk na dit, daai ene lyk na dit. Dis hoe sterk ons gelaatstrekke oordra. Maar jou DNA kan niemand iets meer doen nie. En jy kan nou maar gaan AI en jy kan nou gaan ChatGPT en wat jy nog wil gebruik, of GPT, jy kan al die ouens gaan, en dan gaan kyk jy wat sê hulle vir jou. Jou DNA wat in jou wit bloedselle is jou volle identiteit. Is dit nie wonderlik hoe die Here ons gemaak het nie? In die ganse skepping is jy die eerste, enigste mens wat ooit daai presiese DNA sal hê. So hou nou op om kleinkoppie te trek. Die Here het ons wonderlik gemaak. Ek wil dit net genoem het en nou gaan ons voort. Ons gaan saam lees in Hebreërs hoofstuk 9. Hebreërs die 9de hoofstuk, gaan ons net daai 3 versies saam lees. En as jy hom nou gekry het en jy is nou reg met hom, dan gaan ons net ons harte vir 'n oomblik stil maak. Here, by hierdie laaste geleentheid, kom staan ons nou voor U. En nou kom bid ons, help vir ons om te fokus op hierdie laaste geleentheid om te kom drink uit U woord. En dit te kan sien in hoe wonderlik U ons geskape het. Nou kom bid ons dat U hierdie woord sal kom oopbreek en sal kom seën en sal kom toepas in ons elkeen se lewe. Amen. Nou soos by al die ander skrifgedeeltes gaan ek nie oor hierdie skrifgedeelte uitbrei nie. Ek gaan hom lees en ek wil hê jy moet saam met my daarin deel. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, omdat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. En wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Luister, ek is nou vreeslik jammer dat ek so gou 'n fout maak. Ek is by hoofstuk 10. Ek soek hom en ek soek hom en ek soek hom, ek kry hom, hy's weg.
Dis omdat ek soos 'n posduif is, want ek voel soos wat julle voel op pad huis toe. En die tyd loop. En ek kan nie verstaan, maar wat ek hom nou maar deurdruk. Hulle vertel dominee Hope het een slag toe, moes hy ook 'n predikant orden, en die blaaie het ook omgeblaai, en in plaas van die ordeningsformulier te lees, toe trek hy weg met die begrafnisformulier. OK, ons probeer weer, dis nou amper soos die 250000 AM. Dit is nou amper so foutjie. OK, nou is dit meer bekend. Vers 11, Hebreërs 9. Ek is vreeslik jammer oor hierdie foutjie. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. En dit voel nou al klaar baie beter in my gemoed. Nou kon ek met daai skrifgedeelte vereenselwig. Ons laaste ronde en boodskap oor die bloed is die bloedplasma. Ek het baie in my voorbereiding geworstel, wanneer moet ek nou oor wat praat, en ek het hierdie goed al so rond geskuif, en totdat die Here dit nou mooi finaal rustigheid in my gemoed gekry het, dis die roete wat dit moet loop. Aanvanklik het ek gedink om hiermee te begin, maar dis heel gepas om toe nou hiermee te eindig. So, wanneer ons met mekaar praat oor die laaste, nommer 5, van hierdie boodskappe, die bloedplasma, dan is dit daai ouetjies toe ons by hulle gewees het. Dis die kleinste hoeveelheid. Dis die vloeistof wat die vervoermiddel is van alles wat beweeg in ons bloed. En ons het reeds hierdie syfers gegee, maar net terwille van hierdie boodskap, van jou 5 liter bloed bestaan die bloedplasma uit 55%. En van daai 55% is 10% dit wat jy eet en 90% is vloeistowwe. En daarmee saam kry ons die woord bloedplasma. Om dit eenvoudig te maak, en ek moet probeer om daarin te slaag om by hierdie laaste geleentheid nog steeds so min as moontlik mediese terme te gebruik. Dominee Armand het nie mooi geluister toe hy met sy grappies uitgekom het nie. Het lyk my nie ek het geslaag nie, ek het te veel mediese termes gebruik. Maar kom ons probeer om prakties hou. So, watter business is ons vanmôre by? Wat wil ek aan julle voorstel? Mr. Eat and Drink Delivery. Elke sekonde van die dag is Mr. Delivery besig om voedingsstowwe af te laai, vloeistowwe en alles wat saam met dit loop. So alles wat ek en jy eet en drink, gaan ons maag toe. Daar gaan dit hierdie prosesse vanaf ons dindarm, word dit alles nou daar opgelos in vloeistowwe, en daarvan af beweeg dit na die lewer toe. Ons lewer, behalwe die vel, is die lewer die grootste orgaan. En 'n baie, baie belangrike orgaan. Dis die verwerkingsaanleg. So al die stowwe wat daar van die dindarm afkom, move aan na die lewer toe. En daar by die lewer is 'n grootskaalse verpakkingsaanleg. Daar word alles uitgesort, soort by soort,
tipe by tipe, en daarvan af beweeg dit in die bloedstroom verder waartoe dit moet gaan. So dit wat ons daar in ons lewer kry is al die voedingsstowwe, al die afvalstowwe, al die plasmaproteïene, al die soutte, al die sure, al die ensieme, al die hormone, al die elektrolyte, al die glikose en die gasse, en die cholesterol en die vette. En hierdie goed gebeur teen 'n geweldige tempo. Jou lewer hanteer 1,4 liter bloed per minuut. Daar is nie tyd vir lunchtime nie. Daar is nie tyd vir load shedding nie. Hulle operate. Elke minuut 1,4 liter bloed wat daardeur sirkuleer. Die wonderlikheid. En nou gaan ek begin by die praktiese deel, soos nou klaar met daai. Probeer iets verduidelik van hoe dit werk. Nou gaan ek dit prakties probeer doen. Hoe gebeur dit, dat alles wat ek en jy eet en drink, op die regte adres uitkom? Nou, ek het die boeke tot my beskikking en die bronne tot my beskikking, het ek nou goeie prentjies gehad, maar as gevolg van al die regte, kan ek dit nie hier gebruik nie. En ek het ook nie iets effektief kon kry op Google om vir julle dit nou te verduidelik nie. Maar ek gaan daai woorde vat en ek gaan prentjies aan het koppel. Hoe gebeur dit? Laat dit wat ek eet en dit wat ek drink en die medikasie wat ek inneem en alles wat ek inneem deur my vel, deur my mond, deur my neus, dat alles uiteindelik in die bloedstroom land. Hoe werk daai proses? Die oorhoofse naam vir dit, ongelukkig het ek nou nie die eenvoudige woorde daarvoor nie, maar die woord daarvoor is homeostase. Dit beteken die balans in ons liggame om alles gebalanseerd te laat funksioneer. Ek gee net 'n voorbeeld, ek gaan nie baie daaroor uitbrei nie. In die somer hierso dan is dit 40 grade, maar jou liggaamstemperatuur is 37. En as jy nou vandag terug gaan huis toe, daar waar dit nou kouer is dit nou 12 en 13 en 15 grade en al kry jy koud. En al slaat jy hoendervleis uit van koue, is dit jou liggaam se manier om balans te bring. Daai hoendervleis sit alles 'n bietjie in 'n terughou mout, hy knyp hom bietjie vas, laat die hitte nie kan ontsnap nie, want is vrek koud. En jy bly op 37 grade. Daai hoendervleis doen 'n goeie job. Daai aanvoelbare koud kry, is jou liggaam se homeostase om op 37 grade te bly, behalwe nou as jy siek word, né? So is ons hele sisteem hierdeur gewerk om gebalanseerd te bly funksioneer. Dieselfde met die verspreiding van dit wat ons eet, dieselfde met al hierdie goed wat ons nodig het, alles wat ek vir julle gewys het daar in die longe, in die lewer wat daar land, sowel as dit wat in die longe land, al daai goed word evenredig, gebalanseerd, versprei na die adres toe waar hy hoort. Homeostase, die perfekte balans wat ons moet handhaaf. Hierdie goed kan jy self geestelik toepas, jy is nou al skerp daarmee, ons het nou al ver gevorder. Ek gaan nie vandag so baie sterk fokus op die geestelike toepassing nie, ek gaan dit elke keer net noem, maar ek wil hê jy moet 'n bewondering voor die Here wees hiervoor. Die volgende
is die plasmaproteïene. Dis nog 'n middel. In jou bloed is daar plasmaproteïene. Dis die voedingsstowwe se taksies. So daar is sekere van hierdie voedingsstowwe wat aan plasmaproteïene vastklou. Dis amper asof hierdie plasmaproteïen, hy werk met 'n sein, soos die hekmotor en die remote wat jy het vir die alarm by die huis, en die TV, met waarmee jy ook al met die remote werk. Hierdie ding werk soos met die remote. Hulle kommunikeer met mekaar en hy connect. Daai plasmaproteïen identifiseer alles wat op hom respond. En dan roep hy hom nader, kom klim op. Daai voorbeeld van daai skooter wat die kinders skool toe vat. As hy 'n kind sien met 'n wit hemp en 'n tas, hierso, next, en klim hulle op. Dis 'n vervoerproteïen. Hy flout nie net daar rond en kyk nou maar wat gebeur nie. Hy vang taxi en hy vat hom reguit na sy plek toe waar hy hom gaan aflaai. Dis nie net die syne tussen hierdie plasmaproteïen, hierdie taxi en hierdie voedingsstowwe nie. Maar die oomblik wanneer hierdie taxi gelaai is, dan laat weet hy die aflaaipunt. Ek is op pad. En dan move hy soontoe. Presies na die plek toe waar hy moet wees. Nie 'n verkeerde afrit nie, daar's nie 'n traffic jam nie, daar's nie 'n gehoeterblaas en signs wys nie, zots, nul. Dis die een metode, ek gaan vir julle 3 metodes gee. Die volgende metode word genoem diffusie. Dit beteken iets wat van een plek af uitkring en weier versprei soos die druppel water daar op die skerm, terwille van die op webwoord, so druppel water wat val, dan maak hy golfies en hy kring al hoe verder uit. Dit beteken iets versprei van 'n plek waar dit baie is, na al hoe minder toe. Hoe verder hy golfies uitkring, hoe verder raak hulle uit mekaar uit en hoe minder word hulle. Dit beteken, net nog 'n illustrasie. Jou longe trek suurstof in, dis 'n plek waar daar nou baie suurstof is. Met diffusie gaan hulle van daai plek waar baie is, versprei daai suurstof al hoe verder weg in jou liggaam. Gebalanseerd, evenredig, na elke plekkie toe, elke weefsel, en daai suurstof land uiteindelik daar waar hy moet land. Is die kinders hierso? Waar is die kinders? Steek julle aan op wat ek sien, of is julle nog 'n laaste shot? Right. En julle kinders, toe julle kinders klein was, ry julle in die kar. Nou los iemand in die kar 'n glipsie, 'n wyntjie. Maar in die kar is dit altyd op silent mode. Want niemand moet weet wie het hom gelos nie. Diffusie. Voor jy ook kry, is almal ewe besoedel met daai klankie. Dit help nie as jy sê, vat 'n neusie vol en stuur aan nie. Hy's klaar oralste. So wat jy maak is, maak die vensters oop dat die goed uitkom. Gooi die aircon op spoed. Wie is dit? Dood. Hy is dood, hy is gone. Want hy het hom op silent mode gelos. So wonderlik het die Here ons gemaak. Dit versprei van 'n plek waar daar baie van hulle is, en hy versprei evenredig al hoe verder en al hoe weier sonder om sy effektiwiteit te verloor. Die derde manier, en hierdie goed word genoem reseptore. Hulle ontvang hierdie verskillende stowwe wat hulle moet gaan aflaai. Hulle name is reseptore. Die laaste ene wat ek wil noem
is daai blokkie van die kinders. Dis vir my amazing, die foto's wat ek gekyk het, hoe dit nou werk. Maar ek kan dit nou nie gewys het nie. Hier is maar die naaste wat ek aan het kan kom. Julle onthou daai blokkies waar die kinders mee speel, né? Daai driehoek het net een plek waar hy kan inpas, en daai vierkant het net een plek wat hy kan indruk, en daai oval ene het net een plek waar hy kan in. Hulle kan nie by mekaar so goed in nie. En dit hou die kinders ure besig om te probeer om hierdie goed se plek te kry, waar druk hy in. En dis presies hoe dit werk met die voedingsstowwe en al die ander stowwe wat nou versprei moet word. Daai reseptore, kyk wat gaan by hom inpas, en hy stuur vir hom en sê, hey, jou ronde ookie, hier is 'n plekkie vir jou. En hy kom, koep. Nou dit werk so wonderlik, as jy nou daai prentjie kyk, ek gaan dit probeer verduidelik. Julle weet hoe werk het by hierdie deure wat jy by die winkels ingaan, hè? Daai deur maak so oop, dan loop jy en dan maak hy agter jou toe, dan maak hy weer oop, dan gaan jy deurloop. Dis presies hoe hierdie goed werk. Anders dan verloor jy al die vloeistof wat saam met die voedingsstowwe moet uitgaan. So al hierdie reseptore het sulke welfies wat oop en toe maak. En hy maak nie vir die verkeerde ene oop of toe nie. Hy maak hom so oop, daai reseptore maak so oop, koep, kom aan, koep, maak hy weer agter hom oop, oep, uit is jy. En hy is op sy adres waar hy sy ding moet doen. Is dit nie wonderlik hoe die Here ons gemaak het nie? En Mr. Eat and Drink laat waai 24/7. Dit beteken geestelik dat alles wat ek en jy liggaamlik inneem, het 'n effek op ons liggame. As ons verkeerde goed inneem, dan word ons siek. As ons te min van 'n ding inkry, word ons siek. As ons te veel van 'n ding inkry, word ons siek. Ons moet ook homeostase toepas met 'n gebalanseerde leefstyl. Weet julle hoe swaar moet ons lywe kry om die beste te maak van alles wat net hier ingedruk word? In ons geestelike lewe moet ons ook 'n bietjie verder dink. Want terwyl ek nou vandag praat oor hierdie goed, is die hele tyd die liggaamlike element, maar ons pas dit net so gerieflik geestelik toe. En julle is nou al mooi gekonfyt daarmee. Nou is die vraag, maar al hierdie reseptore wat nou al hierdie goed ontvang, hy ontvang dan net die regte goed, hy het nie plek vir 'n ander ding nie. Hoekom gebeur dit dan dat ons verkeerde goed eet en het gaan in die bloedstroom? Hoekom gebeur dit van dat ons goed drink en het gaan in die bloedstroom? Luister na hierdie mooi wonderlike toepassing. Ek gaan net eers terug aan daai prentjie toe. Hierdie reseptore kan nie dink nie, hy kan nie onderskei tussen reg en verkeerd nie, hy kan nie onderskei tussen goed en sleg nie, hy werk op looks. Dis 'n vierkantige blokkie, iets ons plek. Of het goed of sleg is, tel nie vir hom nie, want hy werk op wat pas by hom. Hy is net die vervoermiddel. Hy is die transportdrywer. Hy vra nie wat is op die vrag en hoekom en waarom en hoeveel van wat nie. As hy pas, klim hy op. So hy kan nie daaroor dink nie. Hy kan nie besluit goed of sleg nie. Jy moet die dingwerk doen. Kom ek verduidelik die voorbeeld, ek gebruik net suiker as 'n voorbeeld. Al die verskillende vormes. Of dit nou melassa is, en of dit nou wit suiker is, en of dit nou bruin suiker is, en of dit nou verfynde suiker is, en of dit nou versuursuiker is, of dit suiker is van vrugte, of dit suiker is wat van kos afkom, en of dit nou suiker is wat uit stysel ontstaan, en suiker wat ontstaan uit 'n klomp ander kombinasies wat ek en jy indruk. Daai reseptore sien nie goed en sleg nie.
Hy sien net, daai blokkie gaan pas, en dan vat hy hom. Jy moet die onderskeidingsvermoë hê. Jy besluit wat jy hier indruk. En jy betaal die prys daarvoor. In ons geestelike lewe, presies dieselfde. Kom ons gaan aan, laat ek nie te lank by hierdie goed stil staan nie. Die lank en die kort. Liggaamlik pluk jy die vrug van wat jy eet en drink. En ek is nou oor die algemeen, hè? Moet nou nie allerhande afleidings by dit maak en nog add on nie. En ek en jy moet voor die Here ondersoek instel. Dit wat ek eet, dit waarmee ek besig is dit regtig goed vir my? Of word ek gebreinspoel om dit hier in te druk? En let op die woorde wat ek gebruik. Liggaamlik word die ongesonde en gedogterde kos, wat geen voedingswaarde het nie, word vir ons aangebied. Hy is so lekker, hy ruik so lekker en hy proe so lekker en daai nasmaak maak dat jy hom weer wil hê. In die meantime is hierdie alles deel van 'n kamouflering om jou te mislei. Daarom, en nou sê ek weet nie wat gaan doen om die armband nou kwytraak nie, maar nou is ek nie 'n voedseltegnoloog nie. Maar ek wil hê jy moet net 'n bietjie gaan oplees oor die impak van dit wat ek en jy eet, wat dit op ons liggame het. Drink inkluis. Hoeveel medisyne wat ons drink, en ek is nie anti-medisyne nie, se neeweffekte maak net die pad oop vir 'n volgende ding wat ons moet drink. En intussen word ons net die asblik wat alles moet inneem. Hoeveel van daai goed kon ons uitgeskakel het, as ons self net 'n bietjie balans gehandhaaf het in dit wat ons hier moet indruk. Hier binnekant is ons die Here dankbaar vir die balans, maar hoe moeilik maak ons dit vir hier binnekant, met alles wat ons net hier van buite af indruk, en hierdie lyf moet die beste maak van wat hy kry. En môre plak ons liggame daaronder. Geestelik gesproke, sosiale media en soveel kerkgroepe kom dit net sulke laaggraad gemors geestelike kos wat goed gespicy is. Hy ruik so lekker. Hy val so lekker op die oor. Jy proe hom op die tong. Hy is so aanloklik. Maar is dit werklik wat jy nodig het? Of is dit ook nou weer net 'n opgediste bemarkingsgimmick? Ons moet oor hierdie goed nugter dink. Want dis die goed wat in ons bloedplasma land. En dis die goed wat geforseer word om iewers te gaan pas. En ek en jy loop met die resultate daarvan. Gaan kyk na enige kosadvertensie, en ek is nie nou by goed en sleg nie. Enige kosadvertensie is gefokus op die sintuie. Daai prentjie moet aanloklik lyk, daai spesiaal wat hulle nou het. Daai prentjie moet aanloklik lyk. Nie een van daai ouens se hamburger is in jou bord so groot as dit op die prentjie was nie. En wat jy nog al daarby wil sit. Maar daai sousie wat so afdruk moet met jou kop werk. En net so kry ons mense wat na sulke kosse hardloop vir geestelike voeding. Hy moet lekker op die oor val. Hy moet lekker proe. Hy moet my emosies streel. Maar is dit werklik wat ek nodig het? Is dit werklik wat vir my geestelike stamina gaan gee? Gaan dit werklik vir my geestelike voeding gee?
Daarom moet ons ondersoek instel. 1 Petrus 2:2. Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Die reël McCoy, die onvervalste melk van die woord. Ek moet net so 'n bietjie begin 'n spoed vang, want ek raak al meer opgewonde en dan trek ek vir hom. Jesus het self met sy disippels gedeel, toe hy vir hulle gesê het, as julle nie my vlees eet en my bloed drink, kan julle nie deel in my hê nie. En dan in daardie gedeelte, kom hy en hy sê vir hulle, in hom is die lewe. En hy sê vir hulle, wie my vlees eet en my bloed drink, hy bly in my en ek in hom. In hom is die lewe. Ons is so gretig om vir ander mense te sê, wat sou Jesus doen? Laat ek ook vir jou wil vra, wat sou Jesus doen met dit wat jy beskou as geestelike voedsel? Wat sou Jesus daarvan sê? Wat sou hy daarvan dink? As ek in sy plek kon praat, sou hy ook gesê het, dis alweer 'n special gemorskos. Wat sou hy gesê het? Dit is die deel in ons bloedplasma waar al hierdie stowwe vervoer word. Nou gaan ek na die tweede deel toe. Ek het mos gesê ek het net 2 punte. Die tweede deel is vir my baie, baie spesiaal. En ek hoop dat het vir jou ook vanmôre net so 'n bietjie inzoom en 'n bietjie dieper betekenis gaan hê. Hierdie bloedplasma moet ook skoon gemaak word. Hy moet ook ontslaa raak van al hierdie gemors wat ingekom het in terme van 'n klomp ander goede gaan nou daarby kom. Maar hierdie diepe reiniging vind in ons limfstelsel plaas. Ek gaan nou vir julle 'n foto wys. Ek het vroeër in die week gesê ons kom terug hier na toe. Dis waar die wit bloedselle ook baie aktief is, die limfosiete. Ons het oor hulle gepraat. Maar jou limfstelsel het nie 'n pomp soos die hart nie. Jou hart pomp die bloed. Jou limfstelsel het nie 'n pomp nie. Jou limfstelsel se sirkulasie is baie, baie stadig. 1 na 2 liter bloedplasma per dag. Baie, baie stadiger as die hart of die lewer of enige van die ander. Sy vloei word bepaal deur jou liggaambeweging. Verstaan julle hoekom moet ons almal oefen? En hoekom sê die ou tannies daar in die aftreeoord en dan kappel hom op die stoel, al die lekker stoeloefeninge, want hulle kan nie meer baie beweeg nie, maar hulle moet operuit. Ja, julle wat so moe en julle raak nou moeg, julle beter beweeg, maar die limfstelsel kan operuit. So deur ons beweging, deur ons asemhaling en deur die water wat ons drink, dit voed die vloei van ons limfstelsel. En omdat ons nie meer beweeg nie, is daar nou deesdae allerhande terapieë om jou limfstelsel aan die gang te kry. Dan masseer hulle die ding, en dan het hulle een of ander dreinering, en dan het hierdie en het daai. Goed wat nooit bestaan het nie, want ons voorsate het beweeg tot hulle omval. Jy moet aktief wees om jou limfstelsel te laat werk soos hy moet werk. Geestelik is dit presies dieselfde. Jy kan nie verwag dat die Here vir jou 'n dieper reinigingswerk moet doen terwyl jy in jou lazy boy sit en mif nie. En die naaste wat jy kom is hierdie hand wat uitsteek en die vinger wat die hardste werk is die duim, hy operate die remote. En die oë wat stoktyking doen. Jy kan nie in daai nood verwag, Here kom doen 'n dieper werk vir my nie. Jy gaan stagneer.
Jy moet geestelik aktief wees. Jy moet geestelik betrokke wees. Jy moet beweeg. Jy moet sorg vir goeie asemhaling. Jy moet sorg dat jy genoeg vloeistof inneem. Ook vir jou geestelike lewe. So die bloedplasma het 'n aparte reinigingssysteem. En daar is 'n prentjie van hom. Hy is ook jou hele lyf vol, baie minder as die are in jou lyf. Ek gaan nou nie al die statistieke uithaal nie, tyd is beperk, en ek wil julle aandag hou tot ons klaar is. Daai limstelsel beweeg deur jou hele lyf. Kom ek verduidelik vir julle gou hoe werk hy. Eers praat ons van die bloedplasma, dis hy wat daar aan die are beweeg, met al die stowwe wat nou afgelaai moet word. Dan, as hy deur die are beweeg het, dan word hy 'n weefselvloeistof. Ek gaan nou mooi verduidelik. Aan die einde van jou are, by die fynste punte van jou are, praat hulle van haarvate en klein haarvate en kapillêre, wat ek daar opgesit het, bloedvate. Dis op die heel puntjie. So as alles wat nou al uit is en agtergebly, want hulle kan nie daar deurgaan nie, dan lek die bloedplasma daar deur en hy gaan intussen die weefsels in. As hy daardeur is, en hy word opgeneem in die lymfstelsel, wat ek nou gaan verduidelik, dan verander sy naam weer, dan word hy lymfvloeistof. Is presies dieselfde ding, ons gee hom net 'n ander naam vir die adres waar hy is. Soos hy in die are beweeg, is hy bloedplasma. Sy daar tussen die weefsel in begin beweeg, dan word hy weefselvloeistof. As die lymfstelsel hom gekollekteer het, dan word hy lymfvloeistof. Dan gaan hy, en hy werk deur hom, totdat hy weer, gaan nou daarby kom. So, terwille van julle almal se gemoed en al die sintuie wat ek nou na verwys het vir die kos, laat ons net gou ietsiekie deurwerk. Daar skop hulle klaar in. Right, na smaak, hou betuig van julle van, laat ek gou sien, wie hou van hy well done vleis, steek op die hand, ek sien. Overdone. My vrou soek om, die 2 punte moet so opkrul, en as hy so aan mekaar raak, en ek sê vir haar, is hy vir jou reg? Dan sê sy vir my, draai nog een keer, en sê ek kan nie draai nie, hy rol al. Nee, dan gee hom net nog 'n rolletjie. Ok. Daar is Hasigelo, niks van niks oor nie. Right, wie het 'n medium? Medium vleis, kan ek hoor, gaan nou vir julle afhaal, ek wil net weet, wanneer moet ek afhaal? Medium, right. Terwille van die well-done kandidaate, daai goed wat uit die vleis uitkom, is nie bloed nie. Ons het ons nou geleer bloedstol. Daai sousie wat daar in die vleisbak lê, is lymfvloeistof. Hy is, nee, daar moet jy maar nou 'n tafelgebed doen die man. Ok, laat ek net julle gesigte ignore, dat ek daar die dak kyk as ek praat. So, of hy is weefselvloeistof, of hy is lymfvloeistof. Want hy is in 'n dreineringsproses. Dus ek kom hy nog so 'n bietjie raai rooi kleurtjie het, en hoe verder hy hom braai, dan word hy bietjie bruiner wat uitkom as hy nou daai medium is. Ons gaan nou nie na daai manne toe wat hom nou Ja, laat ons nou nie, jy weet, die mense wat naar word. Kom ons los om daar. Maar dis net 'n prentjie, as jy weer vleis braai, dan gaan jy dink aan die boodskap. En hou maar by jou manier hoe jy dit eet, terwyl dit vir jou lekker is, na smaak, ons het ruimte vir mekaar se smaakverskille, en ons is dankbaar daarvoor. Net so het ons geestelike smaakverskille, so moet ons ook vir mekaar ruimte hê daarvoor, né?
sonder dat ons buite die lyne beweeg. Na smaak braai ons mekaar se vleis. Right, kom ons maak nou klaar. Ek het net ander prentjies om dit te verduidelik. Aan die einde van daai kapillêre punte, daai haarvate, bloedvate, sit jou limfvate. Hulle sit daar, daai vaatjie is nou groot, maar dit is ook baie klein. Dis ek houers, hy kollek al hierdie weefselvloeistof, kollek hy, omdat hy is nou nie meer bloedplasma nie, want hy is nou al uit die are uit. Hulle kollek by daai limfvate, kollek hy hierdie vloeistof. Dan vat hy hom na die limfknope toe. Ek het weer 'n ander prentjie, terwille van al die mechanics wat hier is. Die limfknope is die filters. Daar gaan daai limfvloeistof deur daai filters. En daai filters vang alles op wat nie nodig is nie, wat nie opgelaai is nie, wat nie gewerk het nie, en wat saam vloei en hy's besig om skade te veroorsaak. By daai limfknope word dit skoongemaak. En dis hoekom ouens met limfprobleme, die dokter gaan soek eers daai limfkliere uit. En hy gaan kyk by daai limfknope, wat is die moeilikheid, en hy voel of hierdie ding geswel is, en as hy gevoelig en as hy wat, en wat gaat hier aan? Ons die eerste waar hulle stok vat. Dis waar die suiweringswerk plaasvind. Maar hierdie is 'n dieper reiniging. En ek wil net nou mooi luister, want nou moet ons nou fokus. Ek is amper klaar. Hierdie dieper reiniging in die limfstelsel, vat daai bloedplasma en hy bring hom deur hierdie proses, en dis 'n aparte reinigingsstelsel, en hy tel hom op en hy diep clean hom. Hy maak hom dieper skoon. Daar in die bloedstroom het daai ander wit bloedselle geopereer en hulle ding gedoen. Maar as hy hier deurkom deur die limfstelsel, dan gaan ons dan next level toe. Dan praat ons van 'n dieper reinigingswerk. Dis waar die afvalstowwe opgetel word, die toksiese stowwe opgetel word, die virusse, die bakterieë, die dooie selle. Daai goed word daar opgetel. En as hy deur daai reiniging is, dan gaan hy verder in daai gereinigde limfvloeistof, wat deur die limfknope is, deur die filters is, hy gaan terug en net so bo kan die hart kom, hy terug in die bloedstroom en hy gaan hart toe. Skoon, suiwer, gereinig. Ons is by normale omstandighede. So daar is baie goed wat maak dat ons siek word as gevolg van iets wat nie hier in plek is nie. Maar, kom ons fokus hierop. Hierdie dieper reiniging is 'n ander woord vir, noem dit die tweede genadewerk, noem dit 'n dieper lewe, noem dit 'n dieper reiniging, noem dit 'n next level van heiligmaking, noem dit die terme waarmee jy gemaklik is. Die punt is, hierdie is 'n deurlopende, dieper reiniging as die oppervlakreiniging wat jy daar in die are kry. Hierdie reiniging kry ons in die woord, en ek wil dit gou met jou deel. En onthou ek het gesê ek is naby klaar, né? So byt vas. Ek gaan nie die hele verse lees nie. Maar ek wil net let op die konteks. Ons ken 1 Johannes 1 vers 5 tot vers 9. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, en het ons gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus Christus, reinig ons van alle sonde, en tot by vers 9. Ek wil net mooi let op wie word hier gefokus. Dis nie 'n kind van die Here wat 'n oppervlakkige geestelike lewe het nie. Dis nie 'n kind van die Here wat 'n val en opstaan lewe het nie. Dis nie 'n kind van die Here wat met 'n klomp sondes worstel en hy kry net nie daarmee gebreek nie. Hier word gepraat van 'n dieper reiniging.
Let op vers 5 sê God is lig. En dan sê hy dat ons met hom gemeenskap moet hê. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Stem julle saam? Daai is iemand wat reeds in 'n dieper verhouding met die Here staan. Dis nie 'n val en opstaan lewe nie. Dis van daai ene wat hierdie dieper reiniging beleef in hierdie lymfstelsel. Dis asof hierdie bloedplasma net 'n bietjie uit die stelsel uitgehaal word, kom bietjie een kant toe en hier word hy gereinig en skoongemaak. En dan kry ons daai reiniging van alle sonde. Dis 'n dieper werk. Ek is nie noodwendig bewus van 'n spesifieke sonde nie. Net soos dat ek en jy in ons liggaam nie elke oomblik bewus is van al die toksiese goed en afvalstowwe en bakterieë en virusse en alles wat daar in die lymfstelsel gekansel word nie. Net soos ek in my verhouding met die Here nie ten volle bewus van al die voortdurende reinigingswerk wat plaasvind nie. Maar dis iets wat hier eenkant gebeur. Dis nie net 'n Nuwe Testamentiese term nie. Ek gaan nou nie na die res toe nie. Vers 9 praat van belydenis van bewuste sonde. As ons sondes bely, dis op 'n ander bladsy. Luister Hebreërs 9 vers 7 en ek gaan nie die hele verse lees nie. Daar praat hy van die offers en die offers wat hulle bring vir sonde in onwetendheid begaan. Hy praat van 'n vers 14 dat ons gewete gereinig moet word van dooie werke. Dis next level. Dis 'n dieper reiniging. En God het hierdie goed in ons liggame ingebou. En dit funksioneer elke dag. En hierdie dieper reiniging sirkuleer baie stadig en baie deeglik. Dis hoekom men nie met hierdie spoed van die bloed werk nie, ook nie die spoed van die lewer nie. Dis hoekom hy maar 1 tot 2 liter sirkuleer in 24 uur. Hy vat net sulke bietjies op 'n slag. Wat is die doel van hierdie reiniging? Wat is die doel van hierdie dieper werk wat ons tweede reinigingssysteem doen, die lymfstelsel? Natuurlik kollekteer hy die vloeistof uit die weefsel. As hy dit nie gedoen het nie, het ons almal soos ou rosmannetjies gelyk en gedooi. Want al die bloedplasma wat deurlek, word opgeneem, hy word gereinig en hy gaan weer terug en almal kry 'n beurt om daar deur te gaan. Voortdurend word hierdie vloeistof gekollek vir reiniging. Die doel daarvoor is om jou immuunstelsel te versterk. Om ons laat raak van daai peste en virusse en wat se goed nog wat moet uit. Dit kom versterk jou immuunstelsel. En daarmee saam vervoer dit die afvalstowwe na jou niere toe. Jou niere bepaal jou pH-balans. En dit word bepaal volgens die produk wat ek en jy. En hy gaan deur die stelsel en daai ouetjies gaan recycle bin toe daar by die niere, maar die niere gaan hom eers nog 'n bietjie ondersoek en kyk. Wat se goed is hier? En daarvolgens word jou pH-balans bepaal. Maar hierdie lymfstelsel kan ook teruggehou word en ek is amper klaar. Die lymfstelsel kan benadeel word om effektief te wees. Hy kan teruggehou word. En ek gaan nie lang daaroor uitbrei nie. Ek gaan dit net eenvoudig kort stel. Daar is die 3 wat ek vandag sommer so saam vir julle wil deurwerk. Wanneer ons liggaam vog terughou, wanneer daai
limfate nie kollek soos dit hy moet nie, en daar is iets wat in die pad staan. Dan begin ons liggaam water opbou, en dit maak die deur oop vir hoeveel ander siektes. Vir dieselfde geld, trauma en stres en dieper ingespannenheid sit onmiddellik 'n indirekte stremming op jou lymfstelsel. Hy het nie 'n hart wat hom pomp, laat hy kan pressure gee nie, ek het klaar dit verduidelik. So die oomblik as daar spanning ontstaan om hierdie lymfstelsel, dan druk al daai vaatjies en goed vas en hulle is nie lekker operuit nie. En dan sit jy later met 'n traffic jam. Want as jy gespanne is, dan sit jy soos 'n gitaarsnaar. Ting, ting, ting. Gaan Google bietjie die woord somatiese pyn. Dis dieper liggende pyn wat 'n effek het op jou reiniging van die lymfstelsel. Het ek nodig om dit geestelik toe te pas? Kom ek lees dit vir julle die vers. Hebreërs 12 vers 14 en 15. Pas op dat iemand in die genade veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet, onrus verwek, baie hierdeur besoedel word nie. Jy kan nie verwag om geestelik dieper gereinig te word, terwyl jy met hierdie somatiese pyn en geestelike elemente in jou binneste sit. Dit staan teen die Here dat hy nie kan werk nie. Ek is klaar. 'n laaste slide. Leef gereed vir die bema, want dis waar ek en jy ons loon gaan ontvang en ook skade gaan ly. Dis waar ons bloedanalise uitgepak gaan word. Ek en jy moet gereed wees vir daardie dag. Daarom vat ek dit saam met hierdie laaste uitdrukking wat ek 'n paar keer gebruik het. Liggaamlik en geestelik is jy wat jy eet en nie eet nie en drink. Maar die laaste vers wat ek vir jou wil los. 1 Tessalonisense 5:23 sê, dat ons gees, siel en liggaam onberispelik bevind moet word by die wederkoms van die Here Jesus. Al was al hierdie inligting en hierdie 5 geleenthede bokant ons almal se vuurmaakplek, en al het ons geweldig baie om oor te dink, staan ek en jy voor 'n verantwoordelikheid. Ons staan voor 'n verantwoordelikheid voor die Here. En daarom moet ek en jy die vraag vra, geestelik en liggaamlik, wat is daar wat ek eet en drink, wat my geestelik en liggaamlik benadeel? Ek moet nie dink alle medisyne is goed en elke dingetjie wat jy wil drink vir elke kwaal en skeet is goed nie, daai goed het maatjies ook. Ek gaan nou nie weer daaroor uitbrei nie. Maar dat ek en jy ondersoek sal doen voor die Here, geestelik sowel as liggaamlik. Waarmee hou ek my besig? Wat is ek besig om te doen met hierdie tempel wat God my mee vertrou het? Wat is my verantwoordelikheid hiervoor? En onderlaaste, kyk asseblief vir daai skermpie daarbo. Leef gereed vir die hemelse bloedanalise wat ons almal se deel gaan wees. Amen. Here, dankie dat ons in hierdie oomblikke soos 'n Moses voor U kan staan en sê, toon my melaatsheid. Dat ons vanmôre net so 'n bietjie introspeksie sal doen.
en onsself sal kyk en verantwoordbaar teenoor U sal staan, want ons gaan rekenskap gee, gees, siel en liggaam. En hier het al hierdie goed nou by mekaar gekom, en ons kom buig voor U, om vir ons te help, en dat U, die naprediker van hierdie woord, sal wees. Ons aanbid U vir die oorwinning in U naam. Amen. Dit kan